good evening, everybody. Goeienaand aan allemaal. Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. To everybody tuning in, I want to welcome you. I want to thank you for taking the time to have a chat or talk with myself. And then we've got our elder, Adam Mashaka. Thank you very much, Odi. Good evening and thank you. Thanks for coming. A quick introduction. I don't think everybody that's watching, possibly newer viewers that's joined us, knows who Odi or Elder Adam is. Can you quickly give us a quick introduction? Amen. Thank you, Brother George. And thank you for the opportunity also to be here and be with you. My name is Adam Mashaka. I was born here in PE, born and bred in PE. So it's the only city I know. There's no other city I know. I was born here. Yes. Yeah, there's other guys that coming from the farm, and they don't want to acknowledge it that they're coming from the farm. But I was born here in PE, schooling in PE, also received the Lord here in PE, here in this church also. Accept the Lord and Savior in 1980. So yeah, I am the eldest son of my mother and my father, Ben and Rita Mashaka. They passed on already. I did have a privilege to know my mother for 17 years. Oh, okay. And I think in that 17 years, she taught me everything. Before she passed on, she did also make sure that I accept the Lord as my Savior. So the foundation was properly set. Properly set. There we go. So yes, yeah, by my parents those days, Yes. and I'm privileged. I don't know any other church. This is the only church I know. I was born also here in this church. Yes. In 1964, I still got my baptism certificate. Yes, I've yes. got my dedication Okay. certificate also. It was dedication here in this church, dedicated to the Lord Yes. in this church. So yes, I also was born and bred here in this church. I have the privilege to be in the Sunday school, in the youth. Also the privilege to be the Sunday school superintendent those years. In the youth, I was privileged to be the youth superintendent. And I grow in this church. Just a quick one there, Odi. Listening to your story, it sounds like you are almost like the Google of Macedonia. When it Yes. comes to information that we as young people require, you grown up, you were born in FGC, Macedonian, you grew up Sunday school, youth, and in various departments, you Yes. are active and still active up to today. Up to today, yeah. I think with us as young people, the up and comings, the next generation, or I would say the generation of now, you are like our info, our Google. What Yeah. sort of information we require? Yes, It sounds yes. like you were Yeah. a go-to guy. Yes. Yes, sir. As I said, I grew up here. I saw the Lord move in this church and do wonderful things in this church spiritually. I've also got a mentor. My mentor is my elder Masimila. Then I've got other
elders that also passed on that I was really privileged that saw something in me and used me, Yes. especially in the cell group. As I said, I was 17 when I accepted the Lord and take out membership here in the church. And at a very young age, I did actually the work of a deacon there in our area. Yes. And Elder Dan Mashaka, and those years were also older Elder Graham Meyer. That's old guys, they all passed on. But Yes. I've learned a lot from those They guys. paved the way for you. Yeah, as a young guy, I was also on the church council as a deacon. You learn a lot from those guys. And what age were you? You said at the age of 17 already you started doing the work as a deacon, but I was officially? I was not married even when I was a deacon. Okay. I think I was about 20, 21. Then I was a deacon. They appointed me as a deacon. And yes, I did the work of a deacon that in our area in Bloemendal, where I grew up also. And all these years, as I said, I've learned a lot in the church, about the church. And yes, the Lord were very graceful unto me. Perfect. Wonderful. Wonderful. Dick, Odi, you are married. Married, happily There we married. go. How many years? 37 years. There we go. December this year, I will be married for 37 years. I've got 4 wonderful kids, 3 daughters, and 1 son. Yes. And then I've got another son-in-law, but he's my son, There we go. and a grandchild. Yes. Yeah, opposite. That's it. So, yeah, the Lord blessed me with a wonderful family. And I think those years when we come to the Lord, when I come to the Lord, I think Matthew 6:33 was my scripture. Seek first the kingdom and his righteousness. And all these other things will be added unto your life. And I take that scripture for me, and I can say tonight, all what I achieved, all what I have, Yes. is Jesus. Amen. God gave it to me. Amen. I think, Odi, touching on what you mentioned now, that's actually also my way of doing things. Yes. Bearing in mind at a young age whatever I've achieved, where I find myself today, not to forget, it's not through myself. Nope. I've learned in life and I've seen examples where, en ek gaan hom nou sê in Afrikaans, in 'n oogwink kan dinge verander. And that is why it's only by grace. It's only Only by grace. it's net die Here wat ek kan doen. Yes, yes, Amen. yes. Amen. Yes. Ja, Odi. wonderlijke jaren, lekker jaren. I think when I started working in 1983, I started working. God helped me, and He put His favor upon me. I think when I started in 1983, I was a picker those years. Yes. In the parts department, a picker, a normal picker that can pick parts and stuff like that. But through the years, the Lord helped me and give grace unto me. I've worked from picker and became the receiving and dispatching clerk. After that, I worked myself up and I became a salesman, a parts salesman. I work hard those days. Yeah. I was still young also. And, Full of energy. Full of energy, yeah. And
from salesman, I became the top position in the parts department. I was appointed in 2001 as a parts manager. So, and when I said it's what the Lord have done for me, it's not because I was highly educated, no. But He took me. God took me to places where I was also sometimes amazed to see, hey, hierdie ouetjie het mos ver gekom. Maar is net die genade van die Here. And whatever you give to the Lord, you will give back to you. 100%. Yes. To all viewers, thank you very much again for tuning in. So tonight we're going to talk about salvation. Odie, and I think salvation is it's something that one should work towards. Taken from your story that you've told us now, it's come to mind that same as how we work in life towards growing, towards obtaining certain things on this earth. I think the same approach is required when it comes to our spiritual environment. Yes. Salvation. What is your understanding when it comes to salvation? In Afrikaans, verlossing. Hoe kan ek kom tot by 'n stadium waar ek sê ek is verlos? I found my salvation. Ek dink wanneer ons praat van verlossing of salvation in English, dan dink ek aan God se plan wat hy gehad het rondom verlossing. Die Bybel sê die mense se sonde het soos 'n skeidsmuur geword tussen homself en die mens. Sonde was so erg dat hy sy seun gestuur het. En ek dink daar's 'n pragtige vers in Matteus 1 en 21 waar die engel aan Josef verskyn en hy sê vir Josef dat Maria sal 'n seun baar en julle moet hom Jesus noem want dit is hy wat die volk van hulle sondes sal verlos. Yes. So verlossing, die verlossingplan het God goed beplan en gesien dat dit goed is om sy seun te stuur om ons verlossing, u se verlossing, ons almal se verlossing te bewerkstellig. Yes. En dan wil ek ook byvoeg die ene kant van verlossing is eers sterwe en dan lewe. Come on. Laat ons gou pause daar so Odie. Ek dink the spiritual of die spiritual onkundiges, laat ons hulle so stel. Odie sê jy moet nou eers sterwe en dan lewe. Gee gou vir ons 'n bietjie extra informasie. How can I die and live again? Ek wil die vers eers lees in Handelinge 17 en vers 30 en 31. Dit sê God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer. Omdat hy 'n dag bepaal het waarby die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, Jesus Christus. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom vir Jesus Christus uit die dode op te wek. So God die Vader het sy seun Jesus Christus gestuur om te sterwe
en het terselfdertyd 'n duur prys betaal om ons verlossing te bewerkstellig. So die kom van Jesus Christus na hierdie aarde toe, soos ek gesê het in die begin, was om ons te verlos. En deur sy dood en opstanding kan ons sê maar dit is wat verlossing vir ons, sy verlossing vir ons beteken. Die feit dat hy gesterf het en opgestaan het. Dieselfde in ons geval. Luister na Kolossense 2:13 en 14. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdaad vergewe het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg het. En weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Al ons oortredinge, al ons ongeregtigheid, ons sondes, het hy aan die kruis vasgenaal, sodat ek en u en ons verlos kan word. So aan onze to anyone out there that hasn't decided to repent, to keep on carrying on with the things that we're doing of this world. So in order to die, to live again, currently we are in sin. And what you've just read now, being in sin, doing what you're doing outside of God's will, outside of what God wants us to be, to do, doing those things mean that we are dead In our sin. Hence why Jesus came. Want to give us life. Life, yes. So when you accept Jesus Christ as your Savior, He will give you life. Yes. And life eternally. Yes. Not just life, life eternally, forever. Yeah. So that's why when we baptize you, we actually begraven die ou mens. Yes. En je komt uit een nieuwe mens. Dus waarom ons sê, je wordt in Christus begraven en weer levendig geworden. Dit is wat verlossing ook voor ons betekent. Yes. Nou in die plek van ons skuldbrief van sonde, ontvang ons nou 'n splinternuwe geboortesertifikaat. Waarop ons naam aangeteken word. Die datum en die tyd van ons verlossing word dan op hierdie nuwe geboortesertifikaat aangeteken. Want die oomblik toe ons sonde vergifnis ontvang het, toe Jesus ons vergewe het van ons sondes en ons ongeregtigheid, het God iets wonder in ons gees gedoen. Die change wat daar plaasgevind het. 'n geestelike geboorte het actually plaasgevind. Waardeur ons nie net familie van die Vader, die Seun en die Heilige Gees geword het nie, maar sommer nabye familie, kinders van hom. Amen. Daar's 'n pragtige vers in Johannes 1:12. Hy sê almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Yes. So wanneer ons by Jesus aangeneem het as ons persoonlike Heer en Meester, word ons deel dan van hierdie pragtige groot familie. Die familie van Christus. Amen. En ons bekom 'n kind van hom. 1 Johannes 3:1 sê, kyk, wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Absolute groot liefde.
dat ons kinders van hom genoem kan word. Yes. So ons word dan nou deel van hierdie familie wanneer ons tot hom kom en wanneer hy ons verlos en wanneer hy ons red en wanneer hy vir ons kinders van hom maak. Yes. Die Bybelse boodskap van verlossing is eenvoudig en duidelik. Dit sê in Romeine 3:23 want almal het gesondig. Amen. Yes. En dit ontbreek hulle van die heerlikheid van God. So maak nie saak wie jy is nie. Ek dink nou byvoorbeeld aan ek het gedink ek was so right want ek het gerook nie. Ek het gedrink nie. Ek was ook nie by die Golden Fountain nie. Ja, die. En ek het nie allerlei snaakse goede gedoen nie. Maar dit het nie van my 'n kind van die Here gemaak nie. Dit het ook my nie die versekering gegee dat ek eendag hemel toe gaan nie. Want hierdie vers het ons maak ons vas. Net gou ene keer, sorry. I think I always mention this in either in a home cell or wherever I get the opportunity. Soos u self nou, het ek ook maar opgegroei in die kerk. Oopgemaak in die kerk. Alles wat ek ken is kerk. Yeah. But I always like to reiterate the mere fact that we are born in church doesn't guarantee that you turn out the person that I would have turned out the person that I am today. Is blote genade. Absoluut. En as ek uit myself uit No. dat ek hier so sit. Ek moes 'n keuse gemaak het. Yes. Ek dink dit is op my 16de verjaarsdag, ja. Wat ek besluit het om te doop. En hoe ek gekom het by daai gedagte. En ek was aktief gewees in die kerk, in die jeug, die sonnaarskool, you know it. And what came to mind that one day was, if God should fetch me now, as ek nou moet sterf, wat gaan word van my? Ek is ook baie onkundig, ek is 16 jaar oud, ja, of ek was 15 gewees uit het, toe dit by my kom. En ek gesels toe met my pa, ek sê, op my birthday, my volgende jaar. And it just came to mind, what if God, of as ek nou moet sterf, wat gaan gebeur met my? And I think it's just the fact dat ek afgeslaan het. Because many times die gedagtes kom op. Ja. Maar dan dink ons nee, is net 'n gedagte. Maar dan is dit die stem van God Praat ja. wat roep. En hy sê in Openbaring, kyk ek staan by die deur en ek klop. As iemand hoor en oopmaak, sal ek ingaan en maaltyd. En ek dink ek het afgeslaan, oopgemaak en ek het maaltyd met die Here. Amen. Ja, dit is so die feit dat ons in die kerk groot geraak het en in die Sunday school is. En ons doen nie die snaakse goede nie, ons is op die narrow pad en so aan. En maar ons moet ook dankbaar wees vir ouers wat vir ons kon geguide het. Yes. En kon advies gee of ons in so 'n mate gelei het dat ons by Jesus uitkom. So ons almal het gesondig, sê Romeine 3:23. Yes. En dit ontbreek ons van die heerlikheid van God. So we can't minimize little sins or overrate big sins. Yes. All sin will separate us from God, but they all can be forgiven. Yes. That's the secret. Ja. Met dit gesê, kom ons kyk na Jesaja 59, het 'n pragtige opskrif. As ons nou praat van verlossing. Die opskrif sê so mooi, geen verlossing sonder bekering. Come on. Geen verlossing sonder bekering. So alles begin by bekering. Laat ons gou goed daarso inspring, Udi. Bekering.
hoe kan ek bekeer? Hoekom moet ek bekeer? Wat is die rede daarvoor? As ek nou Bekering is wanneer jy in 'n rigting loop en jy draai om van daai rigting af en jy neem 'n ander rigting. Dis bekering wanneer jy omdraai van die pad waarop jy geloop het en jy neem 'n ander pad. yes. En dan bekering is eenvoudig, is nie complicated nie. Want diezelfde vers in Jesaja 59 sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie en sy oor is ook nie te swaar om te hoor nie. Nou, wat is bekering? Wat sê die Bybel oor bekering? Nou, 1 Johannes 1:9 is vir my duidelik wanneer ons kom by bekering. Bekering, soos ek gesê het, wanneer jy omdraai van daai rigting wat jy geloop het en jy loop nou 'n ander rigting. Dit gaan ook gepaard met soos Johannes 1:9 sê, as ons sondes bely, dit begin daar by belydenis. As ons sondes bely, Jesus Christus is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Niemand kan homself red nie. Dit is net Jesus Christus wat 'n mens kan red. Jy kan nie jouself red nie. Baie mense sê, ek gaan 'n ander blaadjie oorslaan of ek wil graag ophou met rook of ek wil graag ophou met whatever sonde jy mee besig is. Maar jy kan nie jouself red nie. Is net Jesus Christus wat jou kan red. Ja, ek dink ou die selfe sacrifice wat die Here gemaak het op die kruis. Kom ook toe met bekering. Yes. Wanneer jy nou sê jy gaan nou bekeer of jy besluit nou, ek besluit nou, I'm going to repent, which means ek moet sacrifice. Yes. As sekere dinge wat ek moet een kan sit. Sodra ek besluit het, nee, ek gaan nou bekeer en ek wil nou op die stryd en narrow bly. En al die goede wat my nou op die breë pad gehou het, moet ek klaar gaan raak. So the same sacrifice that Jesus made in order to give us access to salvation, that same sacrifice or that same action I need to apply 300% in the form of repentance. Een van my ouderlinge het altyd gesê, om die Here te dien is 'n opoffering. En en ek stem 100% saam met jou, wanneer jy opoffer, daar's baie dinge wat jy moet opoffer. Opoffer is dieselfde is van laat staan of een kan sit. Of ontslaa raak van. So jy moet ontslaa raak of jou sacrifice sekere dinge. Soms kom mense tot bekering en maar daar sekere dinge wat hulle nie van ontslaa wil raak nie. En is daai goedjies wat probleme skep vir jou op die pad. Yes. Want die Bybel sê jy kan nie die lig het nie gemeenskap met die duisternis nie. So jy moet versigtig wees wanneer jy omdraai. Dis waarom ek sê is 'n omdraai proses. Ek het die pad geloop, ek draai in bekering, ek draai nou om, ek loop nie meer na die pad, ek loop nou 'n ander rigting. Wat vir my die beste is. Wanneer iemand in Jesus glo en sy offer vir hulle sondes aanvaar, God se offer, wat hy vir ons sy lewe gegee het, is 'n groot offer wat die Here geoffer het vir ons. So
wanneer iemand in Jesus glo en sy offer vir hulle sondes aanvaar, so ek moet kan sê ja, maar die Here het vir my gesterwe. Ek moet eers erken, acknowledge ja. Ek was 'n sondaar. Ek was nie 'n goeie mens nie. Maar die feit dat Jesus Christus vir my gesterwe het, is genoeg rede vir my. En ons sal seker 'n beter lewe hê, Brendan. En ek dink ook die met al sy heerlikheid, Ja. met alles wat Jesus al reeds gehad het. Yes. As ons kyk na die ryk jong man, toe hy die Here gevra het, wat moet hy doen om koninkryk te bring? Yes. Toe sê die Here vir hom, raak ontslaaf van al die goede en volg my. En ek dink dit was eintlik baie maklik vir die Here om dit te kon sê, in die sens dat God of die Here het meer gehad As wat hy gehad. as wat die ryk jong man gehad het. Ek bedoel die woord van die Here sê die aarde behoort aan hom, die volheid daarvan, almal wat daarin woon. So as 'n ryk man na u toe kom en sê nee, ek het al die goede gehad, ek het ontslaag geraak van die in ruil vir everlasting life. Ja. Hoekom sukkel ons om so? Ek dink dis ook waar verlossing inkom. Want verlossing is ook 'n proses. Yes. Wanneer die Here jou verlos het of gered het, is 'n proses wat aaneenlopend is. Daar's baie dinge wat ons leer en wat ons moet doen om wanneer ons praat van verlossing. Yes. Soos ek sê, wanneer iemand in Jesus glo, daar begin dit. En sy offer vir hulle sondes aanvaar, ontvang hulle God se gawe van verlossing. Die vergifnis van sondes en die belofte van die ewige lewe. Dan sê Romeine 10:9, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek is, sal jy gered of verlos word. So is 'n diepe ding. Ja. Is nie oppervlakkig nie. Because why jy moet kan glo, jy moet kan bely, Yes. jy moet kan dit staan. So is dieper as wat ons nou hiervan praat. Is 'n proses wat ons moet nagaan en volg. Verlossing is ook nie 'n eenmalige ding nie. Yes. Yes. Verlossing is 'n proses. Dus jy moet werk daaraan. Daaglikse bekering. Is daagliks, jy moet werk daaraan en so aan. Ek dink maar die sonde van die wêreld het ek dink ons sou 'n beter wêreld gewees het as baie mense besef het, maar maar Jesus dan klaar vir my die goed gedoen het, dan klaar sy lewe vir my gegee. Ja. Wat sukkel ek hierso met om aanvaar te word deur die wêreld of aanvaar te word deur vriende of whatever. Jesus dan klaar vir my alles bewerkstellig. En ek dink ook dit is een van die sacrifices wat gemaak word in die sens dat om te dink wat gaan die next persoon dink van my, gaan ek nog vriende hê. Yes. Daai is al deel van die sacrifices as jy daai omswaai maak. Because jy moet either bye sê vir hulle of wat baie challenging is om baie kere mense tot bekering te bring. So dan baie kere dan dink ons ek is verlos, ek is bekeer, ek gaan nog uitding met die manne. Ja. Dan moet jy nog harder werk. Because jy moet nou jou salvation moet jy nou hou. Bekering moet jy moet in plek hou. En jy moet probeer om die manne verkeerd te bewys. As hy. En dis so moeilik. Dit is. En dis so moeilik. Yes. Want hoekom moet ek vir hulle punt bewys? Die Here het my gered.
al wat hulle kan doen, is, moet na my kyk en die verskil sien in my lewe. En dis maklik. Maar nou, baie van ons mense wil nie hulle vriende. Ek dink dis waarom baie mense nie wil hulle harte vir die Here wil gee nie. Of bekeer nie. Want ek moet my choppie los, my bra, my beste vriend, ek sal moet ontslaag raak van die man. En ek sien nie my lewe sonder my vriend nie. Yes. En dis 'n probleem. Maar dis is maklik man. Miskien klink dit vir my maklik en vir u maklik. Maar om te verlos te word deur God is soos ek sê aanhoudend. 'n spreekwoord wat hulle altyd gebruik, maar nou nie in die konteks nie. Hulle sê altyd as baie visse in die see. Ja. Hoe wil ek dit bring na die vriende of na die dinge wat ons moet sacrifice. Jy sacrifice die dinge, kom tot bekering. Hier's klomp nuwe visse rondom jou. Nuwe vriende, nuwe familie, wat jy 'n bond kan skep. En nuwe vriende en familie wat jou op die regte pad kan hou, wat jou kan dra, wat jou kan lei en so aan. Wat nie vir jou 'n versoeking kan word nie. Ja. Die ander ding wat hulle sê ook is boring om die Here te dien. Dis 'n ander ekskuus of verskoning wat hulle gebruik. En ek dink hier's 'n twee getuies. Yes. Wat van jongs af. Yes. En ons het niks gemis nie. Ek het niks gemis. Niks. No, I've missed nothing. Yes. Want ek het 'n vrou gekry. Come on. Ek het 'n huis gekry. Ek het 'n kar gekry, die dinge wat Matteus 6:33 van praat. Al daai goed het ek gekry. Ek weet nie wat is so boring om die Here te. Is lekker. Ek het die ander dag vir iemand gesê, man, jy's old fashioned. Yes. Ja, is ou mode om nie die Here te dien. Kom by die Here uit, man. So ja, verlossing. Kom ons praat van verlossing. Daar's die voordele van verlossing. Nommer 1 sluit die ewige lewe in. Yes, sorry. Nommer 2 die vergewing van sondes. Efesiërs 1 en vers 7. Regverdigheid. Romeine 5 en 17. Verlossing sluit die vrymaking van die vloek van die wet. Gaan lees Galasiërs 3 en 13. Kan ek gou daar so inkom al die. Ek dink die gedagte het eendag opgekom by my, die vloek van die wet. Is in die sens dat as jy bekeer is, as jy verlos is, jy word nie versoek om teen die wêreldse wet te gaan. Jy gaan nie clash met die law nie. Jy gaan nie gaan steel nie of gaan egbreek of wat ook al jou in die tronk laat kan beland nie. Ja. Because jy is verlos en die Here lei ons nie in versoeking nie. No, sir. Hy lei jou nie op 'n pad soos Psalm 23 sê, hy laat jou neer lê in groen weidvelde, na water waar rus is. Lei. So ek dink in daai gedagte het opgekom by my by daai skrif dat jy gaan nie met die wet clash. Jy gaan weet om jou license te gaan renew. Yes, sir. Afgetrek word en 'n fine. Yes, sir. Yes. Is 'n klein voorbeeld wat ek maak. Yes, sir. Ja. Maar dit is die mees praktiese wat ons kan gebruik. Ja, dit is wat verlossing beteken. Verlossing is ook die aanneming in God se familie. Jy raak nou deel wanneer jy verlos, dan raak jy deel van sy familie. Bevryding van die hou vas van sonde. Wanneer jy verlos word van sonde, maak hy vir jou vry en die Bybel sê maak jou waarlik vry. So dit is wat verlossing, die voordele van verlossing. Jy sluit ook vrede met God, vrede met jou medemens. Kolossense 1 en 18.
die verlossing, die ander voordeel van verlossing is die inwoning van die Heilige Gees. Jy word nou nie meer deur jouself gelei nie. Daar's nou iemand wat jou lei, die Heilige Gees. Vir ander voordeel van verlossing is om verlos te wees, is om vergewe te wees. Heilig, geheilig te wees. Jy is ook vrygespreek van alle ongeregtigheid. En jy's aangeneem en versoen met Jesus Christus. So daar is voordele wanneer die Here Jesus Christus jou verlos en jou vrymaak. Verlossing gaan oor die volledige vrystelling en herstel wat Jesus vir ons gekoop het deur sy bloed aan die kruis. 'n duur prys het hy betaal, sodat ek en u salvation kan kry. Dit beteken nie dat ons gered is van die straf van sonde nie, maar ook dat ons losgekoop is uit die mag van sonde. Slawerny, siekte en vloeke. Verlossing is volledig. En hier kom dit weer wat ek net toe gesê het, omvattend en aanhoudend. Is 'n proses. You learn every day. Dit sluit ons lewe in en werk aanhoudend in ons terwyl ons in Christus groei. Daar in ons Vader gebed leer Jesus Christus ons. In die Onse Vader gebed. En daar's 'n reël wat sê en verlos ons van die bose. So dis aanhoudend. Dis die gebed wat die Here vir ons geleer het. Verlos ons, Here, elke dag verlos ons. Soos 'n aanhoudende proses. So in Kolossense 1:13, hy het ons uit die mag van die duisternis verlos en oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed. Amen. Naamlik die vergifnis van ons sondes. So verlossing is soos wanneer die persoon wat uit die see gered is warm toegedryf word. Mediese sorg verkry. En dan weer aansterk en vry kan leef. Dis verlossing. Die Here verlos ons. Hy bring ons tot hom en dan sorg hy vir ons. Hy versorg ons ook. Hy voorsien ook vir ons. En al die pragtige dinge gee hy vir ons wanneer ons tot hom kom. Verlossing laat toe dat ons vryheid en in oorwinning kan lewe in Jesus Christus. Ons moet ook onthou dat hy ons verlos het. Dit ook belangrik is om die Heilige Gees in ons lewe in te neem. Ek dink toe hy opvaar, toe sê hy, ek gaan vir julle 'n ander trooster los. Naamlik die Heilige Gees, om vir julle te lei in alle waarheid. Net gou inkom maar so die I think what's quite profound when it comes to Jesus, when he hung on the cross and looked at his mother, and one of the last words that he said, "Mother, here's your son. Son, here's your mother." And that scenario, and if you add it to that of when he ascended to heaven, he never leaves us alone. Yes. He hung on the cross, pain, suffering, yet he still assured his mother there will be someone to support you. Yes. Brother,
Here's your mother. Yes. Support her. You will get support. And the same as when you send it, he left the Holy Spirit. Yes. Dis hoe mooi die Here is. Ja. Hy maak seker as altyd. Ja. Daai dinge wat jy gaan dink die Here is nie meer daar nie. Yes. Of is niemand nie. Yes. Ek is alleen. Maar hy gee vir ons die versekering. There is your mother, there is your son. Here's the Holy Spirit also. Yes. Dan beloof hy ons ook, ek sal jou nooit begewe en jou Amen. nooit verlaat. Come on. So, dis die Here wat ons dien, Brendan. Hy weet van ons. Die Bybel sê ons is in sy hand, ons naam is aan sy handpalms uitgegraveer. Hy weet van ons. So, soos jy sê, hy dink aan sy ma, hy dink aan die seun en hy sê vir hulle, man, julle is alright. Actually wat hy sê, julle gaan alright wees. Amen. Yes. So, en soms bekommer ons oor klomp goede nie. Maar die Here beloof vir ons dat ons gaan alright wees. Johannes 16 en 13, ek wil nou afsluit. Yes. Maar wanneer hy gekom het die Gees van die waarheid, sal hy julle in die waarheid lei. In alle waarheid sal hy vir ons lei. Amen. Wanneer ons die Heilige Gees ook 'n kans gee in ons lewe. Laastens is die gebed van my hart dat die Here ons sal help om hierdie volmaakte verlossing en vryheid, dat ons daarin sal wandel totdat hy kom. En net nie hierdie verlossing vir onsself eien ook nie, en maak asof dit net ons is. Yes. Maar dis 'n wêreld wat die verlossing van Jesus Christus nog nodig het. En die gebed van my hart dat die Here vir ons sal help om daai verlossingsboodskap te gaan vertel aan die wêreld die buite. Yes. Daai verlossingsboodskap, hoe hy ons verlos het en vrygemaak het. En dat hy nog in staat is om ook ander vry te kan maak en ook te verlos. Yes. Die iets wat nou, gedagte wat nou by my opkom, is waar hy vir die disippels gesê het dat julle sal meer doen as wat ek. En daai skryf het altyd, dat ek altyd gedink in terms van miracles. Ja. Because Jesus is bekend vir sy miracles. Ja. En as ek dink aan hy skrif, julle sal meer doen as wat ek nou doen, is in die sens dat hoe equipped ons nou is, hoe makliker dit nou is vandag om die woord te kan verkondig. Through the use of media. Yes. Ons is so mobile, but yet our voice is silent. So, like you said, that we should go out and Verkondig die verlossingsboodskap. Ja, hy sê julle sal groter dinge doen. yes, amen. So ja, en we can, soos jy sê, ons kan dit sien vandag. Yes, amen. Resources is daar, alles is daar. Ons kan meer doen. Ons kan hier is, dan kan ons daar iemand veel bereik en so aan. Hy moes gestap het tot daar so aan. Ja. Maar ja, ek stem 100% saam. Ons moet die verlossingsboodskap. Dis 'n ander boodskap weer daai. Ja. Die verlossingsboodskap van Jesus Christus is 'n boodskap op sy eie wat ons sal moet verkondig en kan vir ander vertel van dat die Here nog kan verlos. Maak nie saak van whatever jy aan vasgevang is. Yes. Hy kan ons verlos en ons red en ons vrymaak. Odi, baie dankie. Waardeer dit. Thank you very much for your time. To our online viewers, we do appreciate your time for tuning in. Just a few announcements. So, during the month of October, we as the Macedonian young adults will be is actually hosting, or this is our month
the young adults. So for the next few Fridays, please join us. There will be various different guests that will be having a sit down and a talk with myself, Brandon George. So we're looking forward to the next few weeks. Tomorrow afternoon, 2 p.m., we've got an open air in Timothy Valley, Lawrence Erasmus Drive. So if you're free, please come and join us as we will glorify the Lord. 11th of October, there will be a prayer evening hosted by our young adults ministry here at Macedonia Church, 22 St. Adam's Drive, Port Elizabeth, Galvindale. 18th of October, at our salvation workshop. So we'll have a workshop regarding salvation, and we're going to dive deeper. I know there's more that we need to uncover. We as Christians, sometimes the world think that we know a lot, but it's a daily growth, a daily dat's baie dinge wat ons as Christene nog moet leer as dit kom by ons geloof. Amen. Weer eens, dankie aan ons luisteraars. Odie? Ja, ek wil nog net ietsie byvoeg. Yes. Ietsie byvoeg. En dis seker maar een van ons basiese dinge van ons godsdiens. Wanneer die Here jou verlos het, is hierdie ook 'n baie belangrike punt in ons lewe. To read the Bible. Come on. Yes. Thanks, Odie. To pray. Ek dink dis die belangrikste dinge is nie complicated goed en dis basiese goede van ons godsdiens. Yes. To read the Bible. Die Bybel is die beste boek wat ons kan kry om te lees, maar ons vernalaat so daai boek of skeep hom af. Ja. En al ons goed is actually in daai boek. Wat ons moet doen, hoe ons moet lewe, hoe moet ons maak om by die hemel uit te kom. Hy sê vir Joshua in Joshua 1:8. Hy sê hierdie wetboek mag nie uit jou mond vyt nie. Maar bepeins dit dag en nag. Sodat jy nou geset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou eie weë, luister die promise. Dan sal jy in jou eie weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. Yes. David, great man of God, skryf in Psalm 119:11, sê ek het die woord in my hart gebeere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Dan sê in 105 se vers, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Dan sê John 17:17, u woord is die waarheid. So, dis ook belangrik to grow in Christ, Yes. is to read the word. So die Sondagskool voortjie sê, Read your Bible. lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal Groei. groei. Thank you, sir. Verwaarloos jou Bybel, En jy sal krimp. krimp. Amen. Odie, baie dankie. Baie dankie. Sy waardeer dit. Thank you, sir. To our online viewers, once again, thank you very much for tuning in. Hope to see you guys. Please like our page, share. The content we'll also be sharing on our YouTube page. You can find us under Macedonian Assembly. Please subscribe. It doesn't take a lot. It just takes a click of a button to subscribe. We need to share this glory of God, the salvation through Jesus Christ with the world. God bless. Amen. Thank you very much. Thank you.